Gegroet is elkeen in die wondernaam van Jesus weer uit jou hierso. Ek neem hierdie video op en dit is Vrydag aand 11 uur. Ek weet ek stuur dit na julle toe hier op Saterdagmôre en mag God u seën. Mag u 'n wonderlike dag, 'n wonderlike naweek hê en onthou alles wat jy doen, doen dit asof vir die Here. Nou vriende, hoe begin ons elke dag? Ons begin elke dag natuurlik met stilte tyd. Paulus sê vir ons aan Romeine 12, hy sê daagliks moet ons vernuwe word in ons gemoed. Hoe doen ons dit? Deur na die Here toe te kom, te vra vir krag, vir sterkte, en dat die Here ons sal deurdra. En ons moet die Christus agter ons sit. Ons moet elke dag lewe, en alles wat ons doen, moet ons doen asof vir die Here. Jakobus 5:16 sê vir ons, hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, want die gebed van die regverdige het groot krag. Jy sien, God wil hê ons moet in vrede lewe, eensgesind, en mag u vandag so 'n dag vol vrede, 'n dag vol vreugde, waar u in die familie as eensgesindes saam sal lewe. Kyk ons na daardie woord vurige. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dan laat dit my dink aan die vuur van die Heilige Gees wat binne in die kind van God moet brand. Weet jy vriende, soos die kragstasie die bron van krag is vir 'n stad, so is Jesus die bron van krag vir die wedergeborene. Maar die kragstasie het egter kabels en verbindings nodig om die krag na die stad toe te neem. So is die Heilige Gees hierdie verbinding tussen Jesus en sy wedergebore kinders. Die Heilige Gees, my broer, my suster, is die krag en die vuur om ons te beweeg in ons geestelike en in ons gebedslewens. Sonder die Heilige Gees is daar geen verbinding, geen krag, geen vuur. Dan is ons soos geredde geestelike dooies, lewensloos, lusteloos, kragteloos, onbruikbaar in die wingerd van God. Miskien is daar van u wat luister vandag en sê, weet jy, Theo, ek luister na jou, maar ek voel kragteloos, ek voel lusteloos, ek voel onbruikbaar. Wel vriende, draai dan terug na Jesus. Miskien het jy jou eerste liefde verloor. Maak 'n nuwe oorgawe aan die Here. Jy kan nie weer gered word nie, maar jy kan 'n nuwe kommitment maak. Bid en vra dat God jou sal vul met sy Gees, sodat jy kan lewe vir die Here. Want jy sien, vriende, ons is mense, so maklik raak ons so besig in hierdie wêreld, dan begin ons die Here af te skeep. En ek wil vir julle sê, dan raak ons maklik agter in ons geestelike lewe. In plaas dat ons vorentoe gaan, in plaas dat ons geestelik groei, dan raak ons afvallig. Maar as ons die Gees sy regmatige plek gee in ons lewe, dan sal hy Gods wil in ons lewens toepas. Filippense 2:13 sê juist vir ons, want dit is God wat in julle werk om sy wil voor te bring. Nou geestelike groei kan nie plaasvind sonder die Heilige Gees nie. En as jy gered is, moet nie dink omdat jy gered is, nou gaan jy so maklik geestelik groei nie. Nee vriende, 'n wedergebore kind van God wat net gered is, bly maar soos 'n baba in geloof, want hulle is maar net babas in geloof. Hulle weet nie eens regtig hoe om te bid nie. Want dis die Heilige Gees wat die kinders van God kom verander na die gelykvormigheid van Jesus. En hy is ons wat ons leer om te bid, en hy tree selfs vir ons in. Romeine 8:26 sê, so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Weet jy wat? Soos wat ons oorgegee het aan die Vader en die Seun, moet ons oorgee aan die Heilige Gees. Ons het hom so nodig, hy is van kardinale belang in ons lewe. Hy moet ons lewe vir ons regeer. Hy het gekom namens Jesus. Jesus het hierdie liggaam van my en van jou gekoop met sy bloed. Ons behoort nie meer aan onsself nie, maar die Gees het gekom
namens Jesus. Daarom moet ek minder word, sodat hy meer kan word. En die Gees van God bring ons behoeftes voor God. Hy leer ons alles wat hy van die Vader en die van die Seun ontvang, en hy deel dit aan ons uit. Hy leer ons, hy lei ons, en hy verander ons na Jesus beeld, my vriende. Jy sien, Jesus het gesê daar in Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle leer. Hy gaan nie ons net 'n dingetjie leer nie. Jesus het sê, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Weet jy, vriende, ons kan deur die Bybel lees, ons kan die bergpredikasie gaan kyk, ons kan al Jesus se predikings kyk en wat hy gedoen en gesê het, al sy leringe, maar ons vergeet dit maklik. Maar wanneer ons vir Jesus aanneem en ons ontvang die Heilige Gees inwonend, is dit hy wat ons herinner aan hierdie dinge, en hy leer ons wat dit beteken, want Jesus alles gesê het, en hy help ons om dit toe te pas in ons lewe. Is dit nie wonderlik nie? My vriende, die Heilige Gees van God is die een wat die kragteloosheid verbreek. Hy is die persoon wat die lewensloosheid wegneem. Ons geestelik kom opwek, ons geestelik laat groei, en hy gee selfs aan ons die vrug wat pas by die bekering, en hy gee ook ons die gawes. Hy deel dit aan ons uit. Hy leer ons bid, hy verbreek die gees van vrees, die gees van onsekerheid, die gees van onbeholpenheid, die gees van gemaksig en selfs die gees van traagheid neem hy by ons weg. Jy sien, die Heilige Gees het gekom om in ons te kom woon, om ons te verander. Hy neem vleeslikheid weg van ons, of daai vleeslikheidsbande waarmee ons so vasgebind is. Hy kom, hy maak dit los, hy verbreek dit, hy wand dit uit. Hy help selfs vir ons om die eie ek af te sterwe. En dan groei ons geestelik na die gelykvormigheid van Jesus, en die kind van God kom dan op 'n stadium waar die ou mens uitgetrek word soos 'n ou kleed, en die nuwe mens word aangetrek. Ons word bekleed met die nuwe mens in Christus. Dis waarvoor die Heilige Gees gestuur is. Hy bring sy vuur, en saam met Jesus, wat ons lewende water is, word ons dan aan die brand, soos 'n stoomengine, wat net vorentoe wil stoom, vol van krag, vol van vuur. Jesus is die lewende water, die Heilige Gees is die vuur. So jy die twee saam in ons werk, dan is ons soos 'n stoomengine, en niks kan ons stop nie, vol van krag. Onthou wat het Jesus gesê, Handelinge 1 vers 8, en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. My vriende, as die Heilige Gees in ons kom woon, en ons laat hom toe om in ons lewens oor te neem, en ons groei, leer hy ons. En gebed word vir ons iets wat baie lekker is. Dit word deel van ons daaglikse lewe. Dit raak 'n plesier. En dan wil ons bid in plaas van om in die wêreld in te gaan. Ons wil tyd met God spandeer. Jy sien, vriende, die Heilige Gees help ons om op daardie geestelike vlak te kom, waar ons in gemeenskap, in verhouding met God is. En dan deel ons met 'n vrymoedige gees ons diepste wese, ons diepste dinge met God, want dan vertrou ons God, want die Heilige Gees leer ons God ken. Dit is so lekker om jouself te bring na die Here toe, met die Here te gesels en te weet die Here luister, want hy is 'n hoorder van gebed, hy is 'n waarmaker van elke belofte. En weet jy, as ons bid onder leiding van die Gees van God, dan kom ons en ons bid in geloof, en ons ontvang waarvoor ons vra. Want Jesus het gesê in Matteus 21:22, dat alles wat julle vra in gebed, sal julle ontvang as julle glo. Nou vriende,
Dit is die Heilige Gees wat ons help. Mag God die seën, mag God die deurdra. Onthou vriende, gebed is kosbaar. Gebed is kosbaar. Want gebed is om by God hulp te vra. Dis die manier waarop ek my behoeftes aan God bekend maak. Dis die manier waarop ek intree vir ander. Maar gebed gaan in die eerste plek om God en hy behoort deur gebed verheerlik te word. Daarom moet lofprysing en aanbidding ook 'n groot deel van gebed uitmaak. Want gebed is daar 'n spesiale middel wat God voorsien het, waardeur ek en jy wat nietige mense is, met die almagtige God kontak kan maak. Geniet om met die Here te praat. Gee oor aan die Gees van God en jy sal sien dat jou gebedslewe sal vir jou plesier wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van u in Jesus naam. Amen. God seën die vriende. Geniet die naweek.